En toe het hulle een aand, dis net nagmaaltye, toe het hulle op die Bondhuis se dak, dit was 'n platdak, het hulle die kar waar die mense mee gekom het hulle om bo op die dak gesit. En dit is weer die klomp. En pa sê, die volgende oggend, toe is dit daarom ook 'n batalje, want hulle is mos nog daar. Maar so vinnig as wat hulle kan, trek hy weg. Dat die polisman hulle nie kan nie hande kry. Dit was in die Westlander ook al geweest. Daardie tyd. Ek het nou sê, pa, dit was lekker. Dit was vir hulle baie lekker geweest. Hulle het lekker nagmaal verdien. Slaap rustig dapper helde. Ons het dan by die pastoriese daar die groot hek, daar het ons omgesing. En die tweelingkinders sit agter toe. En hierdie kerk is vir my besonder. 'n Sonnaskool gegee en ek het die sonnaskool gehou. Ja, deur jare, dat kan ek nou sê. Ek was so goed as ek ingeskryf geweest. Ek het sonnaskool gegee, ek het vrouwediens, ACVV, en daar toe die saal ingewees. Toe was dominee, dis 'n Engelse dominee, ja, sy vrou die blommerangskikkings te doen. En Antwansie, en ek, en ons was weer in die stroom geweest. Ons het alles probeer om dit aangenaam te maak, en dit was goed geweest. Alles wat ons gedoen het was goed. Dus toen had hulle my vir die jaken. Ek het daar gesit, en dit was vir my iets besonders geweest. Dit was vir my lekker geweest. Ek ken my mense, en ons het nie gebaklei en getwis, net nie. Ik was zo verslagen geweest, terwijl hij nou mijn naam aflees. En hij had mij in een loopval gelegen, want ik niet weet niet. Maar dat was voor mij goed thuis. Die Heer was voor ons goed geweest. Hij moet kerk komen. Hij had me beloven voor die preekstoel. En hij komt niet. Hij moet me nou zeggen. Wat scheelt dan dat het niet aan kerk te komen? Ja, ziekte. Want ik zelf ben wel daardoor gegaan. Maar dat denk ik niet. Dat is niet wat die Heer wil nie. Hij zal mij binnen sterk maken. En dan zal ik aan daar komen. Dit is te lang. Ons kan niet daarbij komen nie. Kijk hoe Rusland, als ons nou kijkt, de ene steun die ander en een gun die ander niks nie. En dit is verkeerd, dit is mos nie reg nie. Ons moet mos probeer om die beste daarvan te maken. Ek en nou dominee Jimmy het eendag in Springbok gekom, toe wil hy sy hare laat sny. Maar Dakkie Boeker het vir hom hare afspraak gemaak by 'n plek wat ek nie ken nie. En ek sê vir hom, man, kom vat ek jou na Marina toe waar ek my hare laat sny. Nee. Toe hy ingaan, toe staan ek voor die deur uit en dan kyk ek die besigheid voor die deur. En hulle het nou later aan sy hare klaar gesny, maar ook nie wat wonderse kap gehad nie. Nou stap ons na Joepie se kafee toe en hy is met my fiets, omdat ek buite bly staan het. En ons stap daar toe, sê hy het met die hakkieretjie gestap. Sê hy vir my, ek slaan jou vandag oor jou kop met die hakkierie. Maar toe kom die groot grap, nou ons sit Sondag in die kerk, Anna van Seil, ek en Abraham, Anna van Seil sit jou laat mekaar, Anna vra later aan, hy het skryf nou die afkondigings af. Nou vra Anna vir hom, roep Anna vir hom, dominee,
Ja, eentjie. Nou weet Dominee se hare gesny. Toe sê hy, dis daai skurk langs jou, wat my in die dinge gelei het, maar is nie waar nie, ek wat gedoen het nie. So dit is nou vandag nog, ek het nou die aand, het hy sê vir my, wel vriendelijk graag na die feest te kom. Dan kan hy sommer een slag sy haar ook laat sny. En Dominee Dirkie, ons het Pinkster gehad. Nou het ons elke oggend bid hier voor vroegoggend bid hier by 6 uur se kant. Maar ek het seker in slaap geraak in die bid hier, want ek het nie gehoor hy sê ons sluit die bid hier by die ons na die bid hier sluit ons af by hy sê by pastorie met koffie en beskuit of iets, jy weet. Maar ek dink toe die bid hier is daar. En ek sien hom, en nou stap ek hier na hom toe, maar hulle kamer is met my in die diskant. Nou sien ek hom in die kamer instap na sy bed, so kop in en toe, sy kant toe. En ek hardloop en ek loop staan voor die venster. Maar hy het nog lang gevloete daar so. Toe hy nou voor die venster bykom, terugkom, toe praat ek deur die venster, deur die sif met hom. Toe val hy amper bo die bed. En hy skree en hy gaan die keer. Ek sê vir hom, Dominee, kom jy kalm. Is die bid hier by jou huis? Nee, jy nie, jy sit slaap. Hy is in die kerk, loop nie by die kerk om. Hy was redelike kostelike, maar hy het Jimmy altyd, hy kon iets besonders kan hulle hanteer het. En toe een morgen, toe kom ek daar by sy huis, by Dominee Dirkie, en ek dink, wacht, jou bakker, hy het nou die vorige dag van my ding gesê, toe leid die ding nog altyd in die gedachte, jy weet, en toe klop ek redelijk hard in die voordeur. Ek loop staan net so om die hoekie loop staan, ek, jy weet. En hy vraag vir Nita, hier het bestaan iemand geklop op die klok en geluid, jy het ook gehoor. Ja, sê die benaf. En toe hy by die deur uitkom, toe vat ek hom so in sy maag. Hy hardloop hy hele stuk vol. Hy skree en hy skree en hier kom Nita uit, sy dink sy het iets omgekom. Toe staan ek, toe sê, nee man, dit is net hierdie skurf, hier staan wat hier my besinne van my afgevat het. Dit was 'n wonderlike tyd saam met hulle. Die mense is mens, so doen my Jan nou. So mens. En alles gaan nie net rondom nie. Maar dit het gaan vir. En aand het doen met Jimmy by Polo hulle gaan huisbesoek doen. By die ander plek ook, maar die aand laat van Polo afgekom. Die ander aand kom by my, sê vir my, jong, ek jou amper gisterand gebel. Ek sê, nou maar jy kan my gebel het, wat is jou probleem? Hy sê nie, hy kom nog van Polo af. Hy ry in 'n pad, wat langs die N7 lê, en hy weet nie om op die N7 te kom nie. Hy waar hy afgedraai het hy die grondpad gevat. En toe sien hy later aan 'n voertuig op daai pad, en toe hou die ou nou stil en hy draai om, soos die man nou ry. Toe sien hy, maar die man gaan daar af, toe sê hy, maar dis die pad wat hy moes gevat het. Toe sien nou, want hy sien al op die groot pad loop, of die teerpad loop nou karre en goed, en hy weet nie om by hulle te kom nie. Baie van die mense het al gesien, wat as in die kerk toe kom nie, dat hy nie meer die gemeenskap en die gelowiges by mekaar het, 'n bietjie daar voor die kerk gesels, bietjie na die kerk gesels, en daai klas goed nie. En dan nou in die kerk jou gesamentlike byeenkoms. Het ek gesien, hulle stomp af. Daar is al meer goed wat vir hulle nie saak maak. Waarde goed wat waarde het, maak nie meer vir hulle saak. En ek het al met baie mense oor die goed gepraat. 'n man het my gesê, maar om Gideon, dit is nou maar lekker om daar voor die televisie te sit, en dit is maar dieselfde. Toe sê ek, ja, dit is seker dieselfde. Maar, hoeveel keer in daai uur staan jy op, en jy loop drink water, of jy maak iets, of jy skree op 'n ding, en dan sit jy maar weer. Want jy steur niemand nie. Maar met alles maak 'n mens so bydra. Ek praat nie finansiële bydra, jy maak 'n geestelike bydra by ander mense, wat rondom jou is.
Kyk, ek het nog 20 jaar oor vir 100, maar dan is ek maar 100. Maar om jou vraag te antwoord van die 100 jaar, ek dink nie, so nie, ek en jy sal dit weet nie. Ek dink ons moet maar om in die gang hou solank ons hier is. Want dis al wat ek nou, antwoord wat ek ook kan gee. Ja, ek is in Kamiesgroense kerk nou al vir in die 50 jaar. Wat 'n voorreg, want dit is so 'n pragtige kerk. En ek het ook hier gehelp, so 'n bietjie hier en daar. In 1980, 81 het die kerkraad het hulle nog rondom die kerk het hulle sement gegooi. En toe lyk dit dan nou nie mooi nie, maar hulle het gelukkig gate gelos. En toe het ek en mevrou Smit, die predikant se vrou, en my 4 kinders het ons gekom en sy die plante gehad, die bome en goed, en ons het al die plante geplant. So hulle groei nou van 1980, 81 af en is heerlik om te sien hoe groot en mooi hulle geword het. En dan het ek het die idee hoe lank nie, maar ek het baie afgelos, ek het orgel gespeel. En gehelp hierso. Partykeer het daar is gepreek en ek het orgel gespeel maar ons het die kerk oopgehou. Dit was die groot agter dit alles die groot ding. En nou die orgel het mos ook klop stop so goed en is ons klaar is, kan die kinders nie gewag het om maar by daai trappies op te hardloop en gou al die stops te kom afsit. Dan is dit nou iets wat niemand anders mag doen nie, maar hulle kon dit nou doen omdat hulle dan nou my kindertjies was. En as jy orgel speel, kom jy baie goed oor. Ons het baie begrafnisse en sulke goed vir mense gehelp. En die grootste begrafnis was die stryd om Eleni se 2 kinders, wat op een dag verongeluk het. Dit was so 'n groot begrafnis, dat daar moes stoele ingedra word van die kerksaal op, om vir almal te akkommodeer. Dan het ons vertrouens gespeel, wat natuurlik altyd 'n sang by gehad het en al sulke goed. En ek weet, Karel Smit wou vreeslik graag vir sy dogter sing, want hy het graag gesing. Toe ons nou eers by die orgel saam is, toe klink hy nou vir homself uit. En hy sê, mag hy aansing haar tweede stem saam? So het ons het gedoen, nie. Jy is ontsteld gewees of kalm gewees, ons het dit maar gedoen, want hy wou dit doen. Die ander een wat vir my nie maklik was nie, die bruidegom het dan onder by die preekstoel gestaan, en toe het hy omgedraai en toe, want hy vir sy bruid sing. Nou ja, om hom nou te begelei van onderaf is nou nie die maklikste ding nie, maar ek het dit gedoen. En dit was nogal 'n vreemde ondervinding. En dan ons Gertjie gehad wat nie kon stap nie, na hardloop die mense, moet hom daar by die trappies op, hy het baie trouwens gesing. Ons het hom Krepel Gertjie genoem, almal ken hom so. Het ek mos nou ook saam met al die ander vrouens hier gekom, ek was nou nie te jonk en dom, en ons het almal hoede gedra, en toe begin ek nou hoor, maar die ander mense kerk het begin nou nie meer hoede nie. Toe was ek die eerste vrou wat gesê het, hierdie hoede, die tweede Sondag was daar nog so 2, 3 mense, en die derde Sondag, dan was daar nie meer 'n hoed in die kerkie. So dit het vir ons makliker geraak, want om jy kinders en dogtertjies, hulle moet hoede hê, wat kon jy maak, dit was nie maklik. Dan het ek natuurlik vir Tersies gehad, wat in die kerk moes nou baie dinge gedoen het, maar hy het altyd die humor in 'n ding gesien, en ek het 'n pruik gehad van my eie ma, wat sy kamma so tydjie gedra het, en toe een oggend voor kerk, toe voor die konsistorie, toe moet ek nou die pruik op daai gladde kop sit, en toe sy in by die konsistorie. Ek hoor net, daar gaan hy, en hy almal in die rondte groet hy, môre suster, môre broer, en so gaan hy aan. Toe kom hy by Anna van Sail, Anna Pietman, soos ons sê, en toe sê sy, maar my liewe Harde Tersies, gewone, wie is die vrou, maar dis mos jy. Een keer wat hy gedoen het, die kinders het konsert gehou, en hulle het, hy het dit self gemaak, vlerke, hulle was vlinders, maar toe het al gebruik daar vir engele in die kerk ook. En toe het hy netjies vir hulle die vlerke laat vasstiek aan sy rug. En toe het hy so voor die preekstoel omgestap, by een kant in, aan die ander kant weer terug by die konsistorie. En net daarna, dan kom hy ewensiedig in, en kom sit in die ouderliksbank. So dit is,
En die Liewe Vader seker gedink, die humor mag ook maar in die kerk wees, dis so lekker. Die kerk hang van ons af, want ons is die kerk. En as ons die kerk oophou, dan sal hy. Dit is ontstellend om te sien hoe min dit is, maar hier is nie meer mense wat kom werk op Kammieskroon nie, en ek dink dis die groot ding. Maar ons wil die kerk oop sien. Vir my, van ek op Kammieskroon woon, so het ek groot geraak ook, Sondag gaan jy kerk toe. Dit moet iets snaaks wees as jy nie gaan nie. So as daai gesindheid kan 'n bietjie deursiedig, dan sal ons die kerk oophou. Ons wil. Met Kammieskroon Kerk het ek geleer ken toe ek 1953 daar skool toe is. Daar was ek gewees 1953, 1954 tot Junie maand toe, tot Mei maand toe. Standaard 7 destyds, vandag se graad 9. Op my verjaardag die 21ste Mei het pa my uit die skool uitkom haal. Ons ou prinsipaal wat ons daar gehad het, hy was D.A. Kotse, maar ons het hom simpel as ou dak. Dat was sy bynaam gewees. Die ou was baie ontstoken en ontsteld gewees en hy het my gesê ek moet my boeke saamvat en leer en elke maand net kom. Maar in elk geval, daarvan af was ek toe, ek is 'n jaar en 'n half op Kammieskroon gewees, daarvan af was ek toe plaas toe. Nou daai tyd, die weet jy ook self, was Subatfontein-se gemeente nog aan die gang, maar dis 'n tak van Kammieskroon gemeente. Nou ek het mos nou jare later en ek nou my pa van my gesê ons moet iewers werk soek. Ek werk soek, laat hulle kan in die lewe bly. Dit was 'n baie lelike jaar, 1958, toe is ek Alexanderbaai toe, vir 6 jaar. Daar vandaan het ek gekom Garries toe, en in daardie tyd, toe, ek vertel in die storie so 'n bietjie omslagtig, dat jy net kan die begrip kry. In daardie tyd, toe het my pa vir ek en my oudste broer gesê, een van ons, dis nou praat ek van 1967, moet die plaas oorvat. Nou ja, ons het al die jare gesê, of die mense het vir hom genoem, Boskraal se baas, omdat hy is die oudste en hy sal outomaties die grond kry. Die pa die dag vir ons by mekaar roep, dis die jare waar die Jakkalsproef uitgekom het. Die boere moes span en al die plase het gelê, soos die kaal aarde, soos die Vader hom geskaap het. Toe sê my pa vir hom, Willem, jy is die oudste, jy moet jou sê. Toe sê hy, pa, maar dis is nou nie regverdig nie. Ek wil gaan trou. En ek kan nie nou die plaas oorneem. As broer Gys kan sien, dan moet hy nou maar, nou soos Boskraal op my kan ek amper sê afgedwing. Daarvanaf het ek hier na hierdie maatskappy toe gekom. Ek het kontak met Kammieskroon bly hou, want dit is my dorp. Dit is my hartsplek daar. Ek is hier by 1997, na amper 28 jaar, op 'n paar maande in die 28 jaar diens. Soos ek Boskraal toe. Daar het ek weer kontak. Ek het toe nie Subatfontein gemeente aangesluit nie, omrede als vir ons, die winkels, die poskantore, alles is op Kammieskroon. Daar het ek nou weer by die kerk, ek het hier in Nababai, het ek 10 jaar kategese onderrig gegee en ek was, dink 4 jaar, daarom was ek in die kerkraad gewees. Toe ek Kammieskroon toe, so ek daar kom, het ek daar weer aangegaan met my kategese onderrig. Ek het 20 jaar geprobeer om dit wat die Here in my hart gesit het, en wat ek geprobeer het om aan kinders oor te dra. Nou, ek het standaard 6, vandag se standaard as graad 8. En ek het my uiterste bes gedoen. Ek was in die jare wat ek hier was ek in 'n donker diep gat van depressie. En dit is waaraan ek vasgegryp het. Daai kategese onderrig. Daar het ek my Bybel geleer ken en
dieselfde by Kamskroon. Ek het vasgehou. Ek het later jare daarop voor ek hier uit is, het die Here my handgevat en my uitgehaal. Op 'n baie wonderlike manier. Nou ja, ek het in Kamskroon het ek ook 10 jaar kategese onderrig gegee. Maar my lidmaatskap was baie jare in Kamskroon gewees. Ek is in die 56 dink ek, as ek daar nog die 14-daagse kategese gekatekiseer. Onder leiding van Dominee Slapperskaggie. Hy staan in die kerkportaal, daar staan sy. Dat is 'n man wat ek baie respek voor gehad het. Hy het my aangeneem, hy het my voorgestel. Daai tyd was die lewe so moeilik, my ma, my pa kon nie eens by dit gewees het nie. Ek het maar so alleen saam met die ander ouens gestaan. Nou, toe ek terug is in Kamskroon, daar het hulle my weer in die kerkraad gehad, daar het ek gedien, ek kan nou nie sê hoeveel jaar nie. En ek het my werk geprobeer doen, my uiterste bes. Ek het elke Sondag het ek my voertuig gevat, ek en my vrou kerk toe gery. Kategese onderrig gegee, die kerk begewoon en huis toe. En dan het ek nou so in die week, het ek nou so in die verloop van tyd dan, as ek nou my wyke, ek was het eerste jaken gewees en toe ouderling, moes ek, so ouderling soos ek was, moes ek gekollekteer het, want daar was nie die jaken gewees nie. As 'n mens probeer om vir die Here iets te doen, dan doen jy dit nie, omdat dit te moed is nie. Jy doen dit uit jou hart uit, omdat jy gevra is. Want ons het geleer, jou kerkraadlede en jou diakens word gekies deur die kerkraad, die mense wat hulle weet hoe dat hulle se lewe is. So met ander woorde, ek is gevra om vir die Here te werk. En ek glo ook ek het nog nooit in al die plekke waar ek ouderling was, of diaken was, het ek geweier nie. Ek het deur daai ellende wat ek gegaan het van die depressie, dat ek aangehou. Dit is my lewe, dit is my dorp daai. En as die Here my so lank laat lewe, dat hierdie kinders daai huis kan klaar kry, gaan ek weer terug soontoe. En daarvan af sal hulle my boskraal toe dra in Lubera. Was 2 Dominee Smits. Die ene was 'n Dominee Smit gewees. Ek het toen nog het Soepatsfonteinskool gegaan. Maar die ander Dominee Smit, ou Dominee Smit, hy was 'n ou eigenaardige karakter gewees. Daar die ou man. Hy en Karel Smit was baie vriendskap. Maar die ou het nou sommer 'n ding sommer reguit gesê soos dit is. As die daardie natuur nou kom soos hy party daar kom eendag maar sleg, of dis wintertye so, dan sê hy eendag, as hy in die hemel is, dan wil hy as die natuur hier op die aarde so sleg is, wil hy daar onder 'n boom sit en 'n lekker wyntjie sit te drink. Hy is eintlik met 'n karakter gewees daai. Hy sê dinge soos hom wil sê, hy is 'n predikant van sy woord gewees. Nou ja, dit is nou vir hom. Daai ding hang af hoe dat die menslike lewe 'n gestalte teenoor die kerk is. As die mens vasklou aan die Here wat ons geleer het om te aanbid en te dien, dan sal hy bestaan. Maar as die mense losraak en wegbreek, soos vandag se jeug en die dinge wat al gebeur het, dan dink ek nie hy sal bestaan nie. Want daar is 'n harde ene. Kijk, ek het, maar nou 1935, toen was ik 5 jaar oud. Toen, daarvanaf onthou ek sekere dinge. Ek kan my oupa onthou, hy het op die plaats gebly nog, maar van die kerk kan ek daai jare nog nie onthou nie. Ek weet, die kerk het 38
zelfstandig geraakt. Nou ja, daarvan weet ik goed. En daarvanaf is die volgende ding wat daar gebeurt, wat ook die kerk betreft, is die wereldoorlog wat uitgebreek het, 839. En toen het hulle beroep, dominee Loods was de eerste man wat hulle beroep het. Hij was nog een jong man geweest. Maar als ik het recht heb, het hij binnen het tijd van een jaar het hij toe in de huwelijk getreden en was hij daar predikant geweest. Maar hij was, ik was nog een kind geweest, maar hij was maar een beetje een harde man geweest. Hij heeft ook die gemeente later half en 2 blokken gehad. In die jaren was het nou 2 partijen nat en een sap, zoals ze dat die tijd genoemd. Nou, hij was toen nou ook daarin gemengd. Ik heb nou bijna gehoord, want mijn pa was in het jaar dienst in die tijd. Gesprekken wat hij en mijn ma gehad had, in verband daarmee. Zo bij zo was die kerk later, wat die geloftefeest aan betreft, wat in die jaren een baie belangrijke ding was. En 2 verdeel geweest. Een gedeelte in de gemeente op Modderfontein op die berg, feest gehou. Ander gedeelte het iewers Kamieskroon, Bousdorp, Ellenboogfontein. Zo het hulle rondgeval. Tot, ek is nou nie seker wat er dominee daar die vrede gebring het, maar ja, die gevecht het later tussen die mensen opgehou, dat hulle daarom later weer verenigd. Ja, zo het ek nou wel groot geword en later nog zelf in die kerkdienst gekomen. En omstandigheden het mij voor een klompje jaren daar weggevat. Meestal maar in de Kaap gebleven. En toen ik weer terugkom, toen het mij weer betrek. Dat was daar bij 92 toen al geweest. En toen heb ik samen met dominee Nieuwhout in de kerkdienst gewerkt voor een jaar of 2, 3. En toen had ik nog gevoel, mijn tijd is voorbij, ik zal nou maar huis doen. Kijk, die oorlog had nog zeker reëlse wetten gehad. Jy mag bijvoorbeeld woensdag niet brood eten. Jy het toen ook besloten brandstof geransoneerd. Maar daar was je baie van die mensen wat motorkarren gehad het. Dat is niet eindelijk een groot factor geweest. Maar het was me nou zo dat die nationalisten, hulle was me zo Duitsgezind geweest. En die Verenigde Partijmensen, ons was die tijd onder de regering van Jan Smuts geweest. En hij was ook baie lief voor die Engelsen. En zo bij zo heeft hij ook ons beschikbaar gesteld voor die Engelsen, voor die oorlog. Zo bij zo heeft hij zo van mijn neef en nichtjes wat nog ouder was, het oorlog gegaan, ik heb het gezien. Hoe laat hulle gaan, en dan gaan hulle daar voor 3 maanden, voor 6 maanden. Dan wordt hulle een maand lang vakantie aangebied. Kan hulle bij de huis komen blij, krijg goede salaris. Maar hulle met die, het hulle genoemd die blauw eetteken voor op vakantie gaan. Maar als die man dan daar nog terugkomt, dan wordt hij op de trein gezet, oorlog. Maar dat was maar, die mensen het moeilijk gehad, het zwaar gekregen. Ik weet, mijn pa, hij heeft een paard, en aan als het donker geworden. Hij heeft een paard barakjes toe. En om de graaf genust op barakjes, hij heeft een radio gehad. En dan, daar was een zekere zending wat hulle opgevangen had. En dan hoor hulle nou die oorlog van die Duitserse kant af. Maar ja, ik was 8 jaar oud toen die oorlog begon het. En ik was amper maandag toen de oorlog 45 voorbij is. Ons daar bij de huis was eindelijk veel geraakt door die oorlog. Nie? Ons het meer maar net gehoord van die oorlog en hier en daar
van die familie wat na oorlog toe gegaan het. Maar daar was dus die telefoon en daar was die cellfoon nie. Die man weg is, daar is hy weg en dan kom jy maar daar by huis tot berusting en jy gaan maar by jou normale lewe aan. Maar daar was nou inspecteurs wat dopgehou, die winkels en die besigheidsplekke en die plase ook en dat jy moet die reëls wat hulle gemaak het, jy mag dit eet en dit nie doen nie, daai goed moet jy nakom. Verder maar wat die kerk aanbetref, ons het skool toe gegaan en ons het sondagsskool toe gegaan en daar was nie eintlik iets wat ek kan sê wat ons in daai lyne geplaas. Ja, daar was nie net elke sondagskool nie. Daar was elke sondagskool, maar dit was na die diens. En dan was daar Pinkstertyd. Was nou 2 weke Pinkster. En ons moes elke aand, ons van die kosses af, kerk toe stap, en kerk toe sit tot die diens verby is, en weer kosses toe stap, en daar verder loop studeren. So ons was baie, hulle was baie streng met ons wat die godsdienst aanbetref. In die skool en die dominee was nou maar in daardie jare eintlik die vader van almal en op 'n eind van dag daar ook. Jy kan sê 'n soort van die regeerder van almal. Want almal kom vra van dominee, wat moet ek nou maak of wat moet ek nie maak? Ja, kyk, ons het in daai tyd mos nou al van Vrydag af nagmaal gehou, soos hulle gesê het. Jy gaan Vrydag in die middag, dan gaan jy door dorp toe. Dat is maar met die perrekar en hier en daar 'n man wat 'n motor het. Maar jy het 'n plek waar jy loop loseer. In die dorp of daar by die skool, koshuis, daar jy baie keer plek gekry. En dan Vrydag aand het hulle gewoonlik 'n skoolkonsert gehad. En Saterdag word daar bazaar gehou, maar dit is Saterdagoggend word die bazaar gehou. Wat 'n groot deel van die bazaar was altyd maar die veiling wat hulle gehou het met die diere wat hulle nou gekry het. En van Saterdagmiddag af, daar is dit kerk, daar word daar dienste gehou. As ek het nou reg onthou, was het in die namiddag diens en in die aand 'n diens. Sondagmorgen, dan is het 'n biduur en 10:00 is die nagmaaldiens en sondagnamiddag, daar word die afsluiting gehou. En daarna, dan beginnen die mense huis toe gaan. Baie van die mense het nog gebly tot maandag en nog inkopies gedoen en dit en dan het hulle weer huis toe. So daar was 'n hele naweek wat hulle nagmaal gehou het. Maar man, hulle daar by die koshuis, weet ek het hulle by bazaar gehou. Maar jy vra my nou eintlik 'n bietjie vas. Kyk, die pastorie is daar gebou, 38, 39, 40, daar in die jare is die pastorie gebou. En ek is nou nie seker of hulle daar voor die pastorie tafels gesit het en bazaar gehou het nie. Maar iemand het hom gehou daar in die dorp rond. Ja, daar het nog ons baie snaakse goede gebeur wat ons nou as kinders beleef het in die sondagskool en die andere striptrek en die kateksasie en so. En ja, die koster, sy naam was Cornelis. Ek dink hy was van Niekerk, maar hy het hom gesê Cornelis Bernd. Hy het so eentje onderkant die kerk af het hy gebly. Hy het 'n huis daar gehad en hy het so 'n werkswinkel gehad. Hy was daai tyd die soort van 'n blacksmith wat die ysters warm gemaak het, gesmelt het, gebuig het, gedoen het. En
Hy het later 'n seun gehad, Pietjie, wat saam met hom daar gewerk het. Hulle het 'n Bobbejaantjie in die hande gekry iewers en die Bobbejaan het dan daar op lyn gestaan en hulle het maar so Bobbejaan gegaan het. Hy is ook maar baie strippe getrek en maar hulle is die Sondagmôre nou kerk toe. Nou toe het Pietjie nou al die kosterwerk vir sy pa gedoen. Want sy pa was nou al oud sleg. En die Bobbejaan onder by die kerk anders, die Bobbejaan losgeraak. Maar hy weet nou, hulle is daar op en hulle is daar by die kerkdeur in. En hy vat ook die pad. Maar sy ketting het nou by die paal losgeraak. Nou sliep hy die ketting saam. En die dominee was so mooi aan die preek geweest, ek weet nie hoe ver nie. Toe hoor ons net 'n geluid en hier kom die Bobbejaan oor die kerkbanke. Reg uit hier af, preekstoel toe. En die ketting wat slip oor die banke. Maar hy, in daai jare het die koster by die voordeur sy inkom, daar het hy altyd gesit. Nou toe het die Bobbejaan hom nou ook geglip, maar hy daarom toe agteraan. En die ketting so halfpad in die bank in die hande gekry. Nou ja, toe die Bobbejaan was nou aan skree geraak. Toe hy hom nou by die deur uitgeslip en met hom weg. Toe kon die dominee nou verder preek. Ja, kyk, jy vraag wat ek nie kan beantwoord nie, maar as jy nou vat in my lewe, hoe dat die wêreld verander het. Die mense werk en hulle word meer ontwikkel en hulle gaan in oorlog in. Hulle maak mekaar dood. En nasies, as jy nou sien, hoe laat die Duitsers feitlik vernietig is en hoe dat die Jode vernietig is in die laaste wêreldoorlog. En waar staan hulle vandag van die sterkste nasies? So ja, daar kan mens nou dinge gebeur en dinge verander. En mondelik kan die kerkbos bly staan wat die kerkse gehalte aan betref, sal ek nog nie sê hy kan, maar met reparasie kan hy miskien daar haal.